is so bly dat julle vanmôre saam met ons is op hierdie pragtige Sondagmôre. En my gebed is dat die Here vir ons en vir julle ryklik gaan seën. Nou, ons gaan begin deur 513 lied 513 te sing, soek in God jou sterkte. En wat nou so lekker is vanmôre is dat julle nou die woorde saam met my gaan sien en julle nou daar in jou sitkamer met die kinders gaan heerlik kan saam sing. So kom ons sing dit 513 as ons die noot van ons orgeliste hoor. Baie dankie julle. Luister, en dan sing ons die tweede vers. Spreek Here, want ons, die kinders, luister. Daar waar u by die huis is, daar waar u luister. Kom ons sê vanmôre, sing dit saam. Spreek Here, want ons gaan vanmôre na die woord van die Here luister. Spreek, want u kinders luister. Baie dankie Here. Jakobus hoofstuk 1 en dan gaan ons van die 22ste vers lees. So Matteus 13 vers 15, want die harte van hierdie volk is stomp geword en met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit sodat hulle nie miskien met die oë sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. En nou gaan Jesus aan om die gelykenis van Matteus 13 van die saaiër te verduidelik. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, hom kom die bose en roof wat hy in sy hart gesaai is. Dit is wie langs die pad gesaai is.
En by wie op die rotsagtige plek gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tydjie, en as daar verdrukking kom of moeilikheid kom, ter wille van die Here of ter wille van die woord, struikel hy en hy val weg. En hy wat op die dorings gesaai is, dis hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die wêreldse dinge maak die woord onvrugbaar. En hy wie op die goeie grond gesaai is, dis hy wat die woord hoor, hy verstaan dit, wat dan ook vrug dra en vrug oplewer, die 100, die ander 60 en die ander 30voudig. En dan lees ons ook net vir die 'n kort gedeelte daar uit Jakobus hoofstuk 1 vers 22, en hy sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, is dit soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insigte het in die volmaakte woord van die Here, in die vryheid daarvan, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader is, sal hy gelukkig wees in alles wat hy doen. Nou broer en suster, ek het vanmôre die Here maar net op my hart gelê, en ek het nou vanmôre hier remote control, en toe sê die Here vir my, druk 'n bietjie die pause knoppie. En wat ek daarmee bedoel vanmôre is, ons het nou vir 3 maande vandat ons toegesluit is, ek wil amper sê daar in my eers daar by my tronk daarbo in Grysdykerstraat, en nou hier by die kerk, het ons 'n hele aantal boodskapies gepreek. Ons het begin, as jy onthou, het ons daar begin, onthou dit was Paasnaweek, maar ons al, kan julle dink, van Paasnaweek af was ons nog steeds. En ek het daar die Paasnaweek gesê, daarop Palmsondag het ons gesê, Jesus het hulle kom besoek, en hulle nie eens geweet hy kom besoek hulle nie. En so het ons gesê, die Here kom ons besoek, en toe het ons daarna so 'n bietjie met jy gepraat oor daai Paassondag, oor dat ons nie net moet gered word nie, maar dat ons moet ook leef jou Christendom uit. En daarna het ons die opstandingsoggend het ons bietjie met jy gepraat oor die belangrikheid van die opstanding, en dat ons weer met geloofsvertroue kan glo Jesus leef, en die impak van die opstanding. En toe het ons so 3 boodskapies, ek weet nie of die ouens wat nou hier is onthou, het ons so 3 boodskapies gepreek, waar ons bietjie oor fondasies gepraat het. Onthou julle daai 1 Korintiërs 3 vers 11, bou op die Here Jesus. Want die ander goeders gaan in mekaar uitval en gaan in mekaar stort as die moeilikheid kom. En ons het so 3 Sondae daaroor gepreek. En toe het ons nou vir die laaste 3 Sondae het ons met jy gepraat oor wat op aarde maak ek hier, en ons daar die een tema gefokus, wat is die mens? Psalm 8 vers 5. En toe het ons gepraat oor daardie 5 dinge waarom ons hier is. Ons sê ons is mense van behoeftes, en ons het sê daar's 5 redes. God het my gemaak, onthou julle, hy het my gemaak om hom lief te hê. Hy het my gemaak om nie net om hom lief te hê nie, maar hy het my ook gemaak vir sy familie, om deel te wees van 'n geestelike familie. Hy het my gemaak om soos Jesus te wees. Hy het my gemaak om hom te dien, en deur hom te dien, ander te dien. Maar hy het my ook gemaak in die laaste plek met 'n taak. Nou moet ek vir u vra, gemeente, by die huis, hoeveel van dit onthou jy? Nou gaan jy sê, my vrou sê vir my, ja, maar Gerrit, jy het die goed gepreek, so jy gaan dit beter onthou as hulle. Daarom wil ek aansluit by die boodskap van môre. As ons vanmôre die pause knoppie kom druk, weet jy wat? Dis nie net belangrik vanmôre dat ons die woord hoor nie. In hierdie gedeelte in Matteus 13 kom die Here vanmôre vir ons te sê, dis belangrik hoe jy luister. Want hoe jy luister het te doen met jou hart. En nou nie met hierdie hart nie, maar met hierdie hart. Wat gaan in jou hart in? En in Matteus 13 kom die Here Jesus in hierdie gelykenis en wys vir ons na 4 verskillende harttipes. Na 4 verskillende mense wat geluister het. Die eerste persoon het geluister, maar hy het niks ingevat nie. Sy hart was toegewees vir die Here se woord. Inteendeel, die Here sê hier in Matteus 13 vers 15, dis hulle wat swaar luister. Nou weet jy hoe luister 'n mens swaar? Wanneer jy nie hou van wat jy hoor nie. Dink 'n bietjie aan julle kinders, as jy vir hulle vertel. Hulle luister swaar na jou.
Ons luister partykeer swaar na die Here se woord, veral as ons nie hoor so baie van hou wat die Here nou vir ons sê nie. Nou partykeer moet ek bieg, partykeer as ek Sondag klaar gepreek het, dan kan ek soms sien as hierdie ou uitstap. Hy is nie baie gelukkig met my vanmôre. Hy het swaar na die woord geluister. Broer en suster, die Bybel sê, ons moenie met 'n toe hard luister nie. Ons moenie swaar luister nie. Hulle wat met hulle vooropgestelde idees, daardie Jode met wie Jesus vir hulle kom preek het, hulle het met hulle vooropgestelde idees geluister. En toe Jesus met hulle kom preek en dit nie inval by hulle verstaan van wie hulle Messias is nie, het hulle Jesus verwerp. Weet julle wat? Daar's 'n ou gedagte wat sê practice makes permanent. En dit was Hitler, is toch verbaas, dit is Adolf Hitler wat gesê, as jy 'n leuen lank genoeg hoor, glo jy dit. Sien, baie kere is ons in die kerk, is daar goeie vir ons geleer, wat nie in lyn is met hierdie boek nie, met die woord van die Here nie, en wanneer ons nou die waarheid hoor, dan is dit half asof daar by ons 'n weerstand is. Daarom sê die Here, julle is geestelik traag. Julle is geestelik nie ingestel nie. Dis hoekom hoor julle nie. Maar in die tweede plek, die hartstieper, jy kry daai ouens wat die goed mos vinnig vat. Hy sê, dis hulle wat die woord hoor en dadelik glo. Maar wanneer die moeilikheid kom en die probleme kom, dan val hulle weg. Weet broer en suster, ons kry so iets soos 'n krisisbekering. Ek weet nie of julle dit ken nie, maar laat ek julle gou daai ding vertel. So hierdie ou sit op die skip. En hy's besig met sy brandewyn en hy was nou net daar by die bordeel. En skielik kom oor die interkom dat hierdie skip gaan sink. En hy dink, nou is ek in die moeilikheid. Hy gooi sy bottel brandewyn nou oor die kant. Hy sê, hy is nou klaar met die bordeel. Hy vat sy kaarte en vee dit weg. Hy het nou klaar gedobbel. Maar so 20 minute later kom die boodskap oor die interkom. Vals alarm. Hy sê, waar is die bottel? Hy sê, waar is die bordeel? Bring my kaarte. Hy sê, sy bekering was oppervlakkig. Weet julle wat, dis wat ons vandag nog kry, baie by mense. Hulle bekering is oppervlakkig. Daar was nie 'n wortel, en dit praat Jesus van die rotsagtige grond. Weet julle, rotsagtige grond, bokant is 'n laagie sand, en onderkant is 'n groot stuk rots. So wanneer daardie plant groei, kan hy nie deur daai rots groei nie, en dan gaan hy dood as die son hom brand. En wat Jesus vir ons hier sê, baie kere maak mense vinnige besluit vir Jesus, en wanneer die prys moet betaal word om die Here te dien, dan draai ons om en ons stap weg. Daar's baie mense wat in hierdie wêreld is wat so is. Maar vanaf die derde plek, die derde persoon wat luister, dit is hy wat luister, maar ons noem hom 'n wêreldse hart. Dis hy wat die woord hoor, maar tussen die dorings gesaai is. En hy ontvang die woord, maar wanneer die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom, hy sê versmoor die woord en hy word onvrugbaar. Kom ons noem die persoon, hy is 'n wêreldse luisteraar. Broer en suster, hierdie dinge in hierdie wêreld kan vir ons, en ek sien my boeties wat hier sit, saam doen, kan vir ons baie keer moeg maak. En Jesus sê vir ons moenie toelaat dat die probleme in hierdie wêreld en dat die moeilikheid in hierdie wêreld, dit wat God in ons gedoen het, kom dooddruk nie. Jy moenie toelaat dat die versoeking van die rykdom en die plesier van hierdie wêreld, broer as dit baie keer gee mense hulle lewe vir die Here. Maar wanneer die versoeking en die verleiding van hierdie wêreld kom, dan sê hulle nee wat. Ek dink ek gaan maar 'n bietjie weer die sonde dien. Die Here sê, dit versmoor die woord. Luister gou, hoe jy luister maak saak, en jou hart maak saak. Maar in die laaste plek prys die Here, dis hy wat die woord hoor, en hy dit verstaan, en daardie woord kom in sy hart, en dit dra vrug, 160 en 80voudig, dis hy met wie die woord in geloof verenig, dis hy wie sy hart oop is, luister mooi, dis hy wie sy hart voorberei is, daardie grond is voorberei, hy is gereed om te hoor, en wanneer hy hoor, ontvang hy, en God werk in sy lewe. En broer en suster, daar is 'n verandering in sy lewe. Hoor hoe mooi sê daar die 15de vers van wat sê Jesus in Matteus 13. Hy sê, ek wou julle harte verander, ek wou hê julle moes tot bekering kom, ek wou julle genees. Maar as gevolg van dit wat in jou hart aangaan, kon ek dit nie doen nie.
Maar in hierdie geval kom die Here en hy bring daar die bekering, hy bring daar die genesing, hy bring daar die verandering. En daarom wil ek afsluit en nou wil ek net 'n gedagte deel voordat ons na Jakobus toe gaan. Nou wil ek vir julle vra. So ons preek nou al 3 maande. So het julle geluister. Het ons met 'n oop hart geluister. En van daai saad het dit al ontkiem en vrug gedra. Of het ons dit vinnig gevat, maar toe die moeilikheid kom, toe is dit alles weg. Het ons dit vinnig gevat en toe ons die prys moes betaal, toe gaan hierdie woord in ons dood. Maar luister broer en suster, ons moenie net vanmôre luister, maak saak, maar hoor nou mooi, maar om te hoor en te doen maak saak. En dis die tweede gedeelte wat ons daar in Jakobus gelees het. En waar Jakobus vir ons sê, ek wil net vandag so toe blaai, waar Jakobus vir ons kom sê, ons moenie net hoorders wees van die woord nie, maar ons moet daders van die woord wees. So hoor nou mooi, ons moet nie net luister nie, maar ons moet ook gaan doen. En dan kom Jakobus en hy gebruik hierdie praktiese metafoor, hierdie beeld. Want as die een ding is van Jakobus kan skryf, is Jakobus het verstaan dat beelde is memorable. Want onthou, hy het met prentjies gepreek. Hy het met prentjies gepreek. En weet julle wat, jy onthou 'n prentjie beter. En nou vertel hy daai prentjie en hy sê, hierdie ou gaan en hy gaan gou daar by die spieël en hy vat daai spieël en hy staan voor die spieël. Nou in daai tyd het hulle nie glasspieëls gehad nie of aluminium spieëls nie. Hulle het sommer 'n stuk metaal of 'n stuk bras gevat en hom blind gevryf en dit was hulle spieël. Nou sê hy gaan staan hy in daai spieël in die oggend en nou kyk hy na daarom, sy hare is mooi gekam, sy snor is mooi geknip en die vrou het dalk 'n bietjie make-up op en sy lyk mooi. Hy sê maar nou wanneer jy jou klaar in daai spieël gesien het, draai jy om en jy stap weg. En jy vergeet onmiddellik hoe jy gelyk het. Hy sê jy's 'n wat? 'n vergeetagtige hoorder. Nou wil ek amper sê ek hoor nie 'n amen vanmôre nie. Ons het 3 maande gepreek, hoeveel onthou julle? Dis hoekom ek sê vanmôre ons druk die pausknopie. Ons het 3 maande gepreek. Ons het gepreek oor daai teks in 1 Korintiërs 3 vers 11, jy moet op Jesus die fondasie bou. Waarom bou julle? Maar hoor nou mooi wat hy vir ons probeer sê is, hy sê die woord van God is die spieël. En wanneer die woord van God opgetel word voor my, dan sien ek wie? Ek sien myself. Daarom sê ek altyd, moet nooit die preek aanskryf vir iemand anders te nie. Want die preek is vir jou. Ons sê altyd, Jesus Here, dit is jammer ou Koos was nie vanmôre hier nie, want die preek was vir Koos. Nee. Die preek is vanmôre vir jou. Ons sit ons daar op die bank, dan stap ek van my vrou sê ek vir haar, hoor jy die dominee preek vir jou? Nee, hy preek vir jou. Jy kan nooit hierdie goed aanskryf vir ander mense nie. Hoor nou vanmôre broer en suster, luister gou mooi. Dis so belangrik, en wat gebeur as die woord opgelig word? Ek sien myself, en ek begin God wys vir my myself, en dis hoe Jesus gepreek het. En wanneer ek myself sien, en ek sien vanmôre, byvoorbeeld daai gedeelte wat ons gepraat het, wat is die mens? Of is dit daai gedeelte wat ons gepraat het, wat op aarde maak jy hier? Hy sê, en God het met my kom praat. En nou stap ek weg, en ek doen daaraan niks. Ek onthou ons het daar die fondasie, het ons daarin gepraat het, waarop bou jy? Toe praat ons van die sand en die klip, die rots. En ons het sê, baie mense bou hulle lewe op sand. En broers, baie keer bou ons vir die ewigheid op valse fondasies. Ek bou op my goeie kerkbywoning. Ek bou vanmôre op my goeie mens. Ek is 'n goeie mens. En soos julle nou selfs weer broers in ons gereformeerde kerk, weet jy, word ons gedoop as 'n baba en dan word jy ons voorgestel en aangeneem. Jy kan nie daarop bou vir die ewigheid nie. Want dis nie wat jou red nie, dis Jesus wat jou red. Dis maar net 'n belydenis wat jy kan aflê op grond van dit wat Christus vir jou gedoen het. En daar moet ons vanmôre vir mekaar sê, wanneer ek dit sien en ek besef, Here, maar ek bou op verkeerde fundamente, moet ek besef, ek moet iets daaromtrent gaan doen. Luister gou vanmôre, Jakobus is eintlik 'n boek wat gaan oor wysheid. En kyk nou mooi, in Jakobus gaan dit oor wysheid, 2 wysheid. Aan die een kant gaan dit oor wysheid om te reflekteer, reflektiewe wysheid, en aan die ander kant gaan dit oor praktiese wisdom, oor praktiese wysheid. Kyk gou mooi. Reflektiewe wysheid is, Jakobus sê, as jy deur beproewings gaan, en nou moet jy mooi luister, broeders, wanneer jy deur beproewings gaan, wil God hê, jy moet verstaan wat gebeur, want onthou, kennis is om te weet
Wysheid is om te verstaan. Wysheid is insig en begrip. En nou praat Jakobus en hy sê, as julle deur al hierdie beproewinge gaan, is die rede daarvoor. God is besig om ons te vorm. Hy is besig om die onsuiverheid uit ons uit te haal. En ons like dit nie. Amen. Ons like dit nie. Maar hoor nou mooi, wanneer ek en jy ietsie kan verstaan oor die beproewings, met ander woorde, Jakobus sê, as julle wysheid nodig het, gaan en vra die Here vir wysheid. Maar luister mooi, ons het nie net altyd wysheid nodig om te verstaan die goed wat met ons gebeur nie. Luister, ons het wysheid nodig ook om op die regte manier op te tree. Met ander woorde, wat moet ek nou in hierdie situasie doen? En dis wat Jakobus vir ons kom sê. God wil vir ons praktiese wysheid gee. Ons het verseker in hierdie wêreld wysheid nodig. Want broer en suster, partykeer, as goed in ons gebeur en wat hierdie tyd met ons gebeur, wat is die regte manier om op te tree? Wat is die regte ding om te doen? En daarom sê Jakobus vir ons, dat u en ek nie net kan luister nie, maar ons moet ook gaan doen. En God gee vir ons die wysheid om die regte ding te doen. Want hy help ons deur sy woord. En hy gee vir ons leiding deur sy woord. Want luister gou vanmôre, luister broer en suster, talk. Broer en suster, talk is cheap. Talk is cheap. Dis maklik om te praat. En baie kere is dit die probleem. Ons is nie net 'n klomp luisteraars wat nie doen nie, maar ons praat te veel. My vrou sê dit gereeld vir my. Want onthou ek is 'n u-persoonlikheid. En ons u-persoonlikheid sal my vrou nou vir my sê, maar jy hou van jou stem. Ek sê nee, ek hou van praat. Weet jy wat is die probleem? Ons praat in die kerk te veel en ons doen te min. En dis nie net 'n algemene waarheid wat in die kerk is nie, sommer oral so. Ons is in 'n wêreld waar elke plek, kyk 'n bietjie die media vandag. Veral kyk Amerikaanse media. Al wat hulle doen is hulle praat. Maar hulle doen niks. En dis die wêreld, ons het vol talkshows. Talk. Nou het ek hier neergeskryf en ek wil daarmee vanmôre afsluit. Luister mooi. Jou lewe praat so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Partykeer, broer en suster, is dit wat ons doen, so in stryd met wat ons glo, dat mense nie kan hoor wat ons glo nie. En hier die laaste gedagte. Vertel my van Jesus, asseblief. En as dit nodig is, gebruik woorde. En as dit nodig is, gebruik woorde. Broer en suster, die kerk het in ons dag, het die kerk, is nou mooi, 'n spieël geword. En wat sien jy in 'n spieël? Jy sien jou? Jy sien jouself. Jy sien, al wat die wêreld vandag sien, is hulle sien hulle self, as hulle na ons kyk. Iemand het onlangs gesê, al verskil tussen die mense wat vandag na 'n Sondaggebou toe gaan, ons noem dit nou 'n kerkgebou, ons is eintlik die kerk, nie die gebou nie, maar hoor nou mooi, hulle sê al verskil tussen hulle en ons is, hulle gaan, maar ons gaan nie. Hulle gaan, maar ons gaan nie. Weet julle wat? Ons moet 'n spieël wees, ons moet 'n venster wees. En wanneer die wêreld deur daai venster kyk na ons, moet hulle vir Jesus sien, moet hulle die Here sien. Ja, dit beteken nie ons is volmaak nie. Hulle sê Christians are perfectly forgiven, maar hulle moet ietsie van die Here in ons lewe sien. Ietsie van die Here Jesus, ietsie van hierdie geloof in hom, ietsie van ons wandel met hom, iets van die Heilige Gees in ons. Hulle moet ietsie sien wat ons besig is om te doen. Broers, as dit daarom vra hy vanmôre vir my, Donnie, wat moet ons doen? Wel, jy kan bid. Jakobus praat in daai laaste gedeelte in Jakobus 5 van wysheid en gebed. Hy sê, as dit moeilik gaan bid. Hy sê, as jy siek is, bring die ouderlinge dat hulle vir jou bid. Hy sê, want Elia, en hy maak daarvan Elia se voorbeeld. Elia het gebid en het vir 3 jaar nie gereën. Hy sê, Elia is 'n gewone mens net soos julle. Die krag van gebed. Broers, ek wil afsluit. Jakobus sê eintlik vir ons, as julle hierdie goedes nie gaan doen nie, is ons eintlik besig om onsself te bedrieg. Kan ek dit afsluit vir u so te sê, ons mors ons tyd. Want is net, ons word in ons ore gestreel, maar ons doen nie die goed nie. En daarom het ek vanmôre net opnuut gesê, kom ons trek die polsknopie. Dit maak vanmôre saak hoe jy luister, en wat is jou hart? Wat gaan in jou hart?
En dit maak versaak dat jy vanmôre, want hoor mooi, luister of hoor is nie genoeg nie. Ons moet ook, help my, ons moet ook doen. Amen. Ons moet ook doen. En ons is so baie keer skuldig. Ons is goeie tolkers, maar ons is nie goeie doers nie. Daarom sê ek, laat my lewe eers te praat. En as my lewe nie praat nie, dan moet ek op 'n plekkie kom waar ek vir die Here kom sê, Here, ek het wysheid nodig. Wysheid wat? Gee my 'n insig en verstaan en begrip van hoe ek dan hierdie situasie moet hanteer. Want Here, U weet sonder U kan ek nie. Mag die Here vanmôre vir elkeen van u wat in hierdie tyd geluister het, nie net in die gemeente nie, maar vir almal van u wat daar op YouTube en Facebook en wat ook al geluister het, mag jy vanmôre vir jouself die vraag gevra, hoe het ek geluister? En het ek net geluister, het ek ook gedoen. En die Here kom vanmôre vir ons te sê, my en jou geloof is ook 'n doen geloof. Dis nie net 'n praat geloof nie. Dis nie net 'n luister geloof nie. Mag die Here vir julle help. Kom ons sluit af, kom ons bid saam. Liewe Here, ek dink ek saam met my boeties, saam met my en saam met die gemeente en saam met elkeen wat luister, bely ons, Here, dat ons harte nie altyd geestelik ingestem is om te hoor. Ons harte nie altyd gereed is, voorbereid is om in te neem en u woord te ontvang nie. Berei asseblief, Here, harte voor, sodat hulle u woord kan ontvang en u hulle lewens kan verander. Maar Here, help vir ons om nie net te hoor nie, maar help vir ons, soos wat Jakobus sê, om ook te doen. Here, as u die spieël ophef van u woord en ek myself sien, en hoe ek lyk, dat ek nie sal wegstap en niks daarin trend gaan doen. As u met my gepraat het, as u met my kon praat oor goed in my lewe, dan moet ek sê, Here, ek gaan werk hiervan maak. Want u roep ons tot 'n praktiese, eenvoudige, praktiese uitleef van ons Christendom. En Here, om 'n Christen te wees beteken ek is in Jesus. En my geloof is in hom wat hy vir my gedoen het aan daardie kruis. Ek glo in sy afgehandelde werk aan Golgotha kruis vir my en daarom vertrou ek vir die ewigheid. En Here, daarop alleen. Here, as iemand dalk besef vanmôre, maar dis nie wat ek doen nie, dan doen dit dan nou. Kom net vanmôre en jy sê vir die Here, Here, vergewe my, ek het my hele lewe lank gedink ek is in die kerk, ek gaan hemel toe, maar kom vanmôre, ek vertrou nou vir u alleen, want u is die weg na die Vader. Baie dankie, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, ons sluit vanmôre af, dan sing ons hierdie pragtige lied 530. Praat ek mense en hulle tale, maar is nie liefde nie. Dit wat ons vir die Here doen, moet gebore word met 'n hart wat in verbintenis met hom is. Nie dooie godsdienstige dade nie, maar dit wat 'n verskil maak in hierdie wêreld, in mense se lewens. So kom ons sing daarvan die eerste en die derde vers, en jy gaan dit heerlik op die bord, die woorde kan sien, en sing dit saam met ons vanmôre. Liefde is en
die Here vir u op 'n wonderlike manier, op 'n besondere manier met u wees. Amen.